Johan Miller boer met canola en koring 20 km buite Mosselbaai in die rigting van Albertina. Sy grootste uitdaging is dat 55 tot 60% van die reënval hier in die somer plaasvind. Hy moet dus 'n winteroes met somerreën hanteer. Vroeër sou dit onmoontlik wees om gewasse te produseer met so min reën. Dit is nie altyd maklik nie, maar dit is hier op die gesinsplaas waar hulle sedert 2015 aktief betrokke is by bewaringslandbou, waar vernuwende landboupraktyke 'n reuse verskil maak. Dankie. Johan, Kom jou. kan ek klaar nou aanstel? Ja, wat baie dankie. Lekker om te ontmoet. Maar dit is mooi sonskyn hier op julle plaas, hoor. Yes, julle het die regte dag gekies, hoor. Hy lyk nie altyd so nie, so ons is baie dankbaar vir die son. Man, ek is opgewonde om te hoor van jou plaas en wat jy doen. Sê jy my gaan wys? Absoluut, kom maar uit. My naam is Johan Miller, boer hier op plaas Patrysfontein, net by die kant Mosselbaai. Ek is gebore hierso. Hierdie is 'n familieplaas al vir 7 generasies. Groot geword op die plaas, toe weet ek vir so 16 jaar 'n bietjie weg gewees van die plaas af, maar ek is nou so 9 jaar terug. Toe ek teruggekom het plaas toe, was ons net so mooi in daai oorgangfase gewees wat bewaringslandbou net so begin 'n kers opsteek het hier in ons distrik. En dit is vir my lekker om deel te kan wees van 'n revolusie. Wat vir my uitstaan van Johan is die passie vir sy boerdery en hoe hy ook die gevolgtrekking gemaak het en die besef gemaak het dat soos wat dit vir hom gewerk het, dit ook vir die distrik werk. Dit het hoop gegee vir die distrik. En dit is vir my presies wat bewaringsboerdery soos wat dit in die 1980s in Heidelberg begin het vir die Heidelberg distrik en toe vir Swellendam en toe vir Riversdale en toe vir Albertina en nou dalk vir Mosselbaai kan gee. Hoop vir landbou vir boere, maar dit kan hoop skep ook vir ander industrieë. Hoop is wat ons in landbou in Suid-Afrika nodig het. Sjoe Johan, dit is pragtig. Johan, dit is maar waar jou bewaringslandbou reis begin het, né? Dankie, ja, dit is die eerste land wat ons begin het met bewaringsboerdery. Ja. Hierdie lande is nou al 'n geruime tyd, omtrent so 15 jaar in die stelsel en die resultate wys ons maar eintlik vir homself. Die distrik tradisioneel baie skaaparea gewees. George se kant toe 'n bietjie meer melkerye, maar dit was ook tradisioneel 'n bietjie van 'n graanarea gewees. Die Mosselbaai distrik is tradisioneel nou nog die marginale deel van die SSK gebied. Die opbrengste wat hulle afhaal in die res van die gebied is aansienlik hoër as wat hulle by ons afhaal. Gelukkig was daar baie slim mense wat hierdie praktyke ontwikkel het en dit klink nou vreeslik, maar dit het ons so halfweg op die map gesit. Laat ons kan volhoubaar boer saam in die natuur in hierdie distrik met graan. Ons kry aansienlik minder reën as wat die weste deel van die SSK gebied kry in die winter, maar die troefkaart hier in ons sak is dat ons kry lekker somerreën. So ons grootste uitdaging is ons moet 'n wintergewas kweek en goed mee kan doen, maar ons moet die somerreënval gebruik om dit te kan doen. So vogbewaring by ons oor die somermaande is verskriklik belangrik. Ons kry 60% van ons reënval kry ons in die somermaande wat ons geen graan op die lande het nie en 40% van ons reënval kry ons in die wintermaande wat ons se oes moet probeer afhaal. En dit is ons risiko. En dit was nog altyd ons risiko gewees. Toe ek 'n klein seentjie was dit ook ons risiko. Daai tyd het ons net nie praktyke gehad nie en ons het nie bewaringsboerdery gehad nie. Ons het nie vogbewaring gehad nie. Ons het nie materiaal op ons grond gehad wat ons kon gehelp het om ons somerreënval te gebruik om 'n winteroes af te haal nie. As 'n ou kyk hierso onder, kyk hoe lê die strooi vir die laaste 10, 15 jaar hierso.
Dis nou die bedekking, nie? Dis die bedekking. Kyk, op hierdie lande, daar kom geen diere op hierdie grond nie. Die materiaal word nooit verwyder nie. Koolstofinhoude is lekker hoog in hierdie grond en hierdie bedekking is die bedekking wat ons deur daai moeilike maande dra. Wat vir my opvallend is dat die grond verskriklik sag is, nie? Ja, hoe langer die grond in die stelsel is, hoe meer poreus kom in die grond. Ja. En dit het alles met materiaal te doen. Hierdie canola wortel gaan so diep in die grond in. Jy haal die gewas af en daai wortel vrot weer in die grond. En dit gee weer daai koolstowwe binne in die grond wat ou graag wil hê. Ja. Sjoe, hoe bestuur jy risiko's? Ons probeer op hierdie stadium ons risiko versprei deur ligging. Om 'n stukkie grond hier te hê en 10 km verder weer 'n stukkie grond te hê, bietjie nader aan die berg, dalk 'n bietjie nader aan die see, miskien 'n bietjie in 'n ander distrik. So dis hoe ons risiko probeer versprei deur die graan wat ons plant in 'n ander ligging te plant. Ander grondtipe, want in nat jare maak swaarder gronde fantastiese oeste, maar in droë jare dan sukkel jy weer op daai gronde, dan kom jou ligte gronde weer baie beter deur. So die liggingverspreiding vir ons is baie belangrik vir risiko. Ek is glad nie 'n gambling ou nie, glad nie. Maar ek is eintlik die grootste dobbelaar wat daar is. Want elke jaar gaan leen ek 'n spul geld en ek sit goed in die grond in en ek glo en vertrou dit gaan reën en dat ons oes gaan afval en ons kan die geld terugbetaal. Die natuur is nogal moeilik om te bestuur, maar as jy daai risiko kan laer kry deur hierdie praktyke te doen, dan glo ek dat jy op die wenpad sal bly. Johan, boer is mos maar nog net nie van net boer nie. Hoe belangrik is praktyk vir jou? Wat ek regtig in glo is 90% van hierdie bedryf, die graanbedryf in ons distrik, word bepaal deur die natuur. En 10% is in ons hande. Maar ek sê altyd, die liewe Vader kan maar die 90% reën stuur. As jy nie jou 10% reg doen nie, dan beteken dat 90% niks nie. Maar nou met als dit, die grondprofiel, die min reën, het mense seker gedink graanboerdery of gewasboerdery sal nooit hier werk nie, maar hier is bewys dat dit eintlik werk. Ek dink ons het maar almal getwyfel. Toe die eerste persone 'n planter in hierdie distrik ingebring het almal baie vrae gehad en almal was baie skepties oor dit gewees. En nou hier is ons nou 15 jaar later en die resultate wys ons nou maar. So ja, dis nie 'n maklike gebied hierdie nie. Dit is 'n marginale gebied, maar as jy praktyke reg doen, dan is daar 'n plekjie vir ons ook in hierdie graanbedryf. Ons is ongelooflik bevoorreg dat ons pioniers gehad het, dat ons mense gehad het en nog steeds het, waarna ons kan opkyk en kan by leer. En ek dink dit was vir my 'n groot voordeel geweest om 'n bietjie later terug te kom, om te kon sien wat ander manne doen in ons distrik, wat werk nie. 'n Ou is ongelooflik dankbaar daarvoor en 'n ou leer ongelooflik baie by sulke mense. Die jonger generasie wat nou nie begin het met bewaringslandbou of 'n paar jaar al in terme van dit besig is, het die voordeel van die pioniers soos Jackie Man, ouens soos Piet Vets ensovoorts. En hulle is eintlik in die bevoorregte posisie nou om dit nog 'n stapie verder te vat. So hulle is eintlik in 'n bevoorregte posisie om pioniers in hul eie reg te wees om daai volgende stappe te kan neem. Wat vir my 'n passie is dat hierdie tipe goed in die skole en die universiteite soos Universiteit Stellenbosch begin al baie meer fokus op bewaringslandbou. En dit dra alles by tot die volhoubaarheid van boerdery, veral in ons Weskaap omgewing. Jy kan nie teen die natuur werk nie. Geskiedenis het bewys, jy moet saam met die natuur boer. Maar ek dink ons jonger boere is dalk baie meer bewus en ingestel daarvan as wat vorige generasies was. Al moet ons dit dalk self sê. Johannes is 'n tipiese voorbeeld van 'n boer wat uit en uit sê en besef, saam met die natuur is die toekoms. Dit is wat hom hoop gee. Johan, hierdie land lyk verskriklik anders as die lande onder, né? Ja, dankie. Dis eintlik hoekom ek jou gebring het hiernatoe. Ons het net so 'n bietjie gepraat oor risiko, oor ligging. 'n Ander ding is cultivars. So hierdie is 'n ander cultivar as wat daai cultivar is. Jy kan sien hierdie cultivar lyk baie jonger as daai, maar is eintlik voor daai ene geplant. Dit is net 'n langer groeier. Hy vat 'n bietjie langer tyd om te kom waar daai ene is. Vir laat reën is hierdie cultivar baie goed. Vir vroeë reën is ander cultivars weer baie goed. So dis nog 'n manier hoe ons risiko probeer versprei, nie net deur ligging nie, maar ook deur goeie cultivars te kan plant en verskillende cultivars te kan plant. Toe ek 'n jong seentjie was die risiko so hoog geweest omdat hierdie so moeilike area is dat as jy al jou eiers in daai een mandjie vir 1 jaar gesit het, het jy jouself uit die plaas uit geboer.
En ek dink as jy daai risiko kan versprei en daai risiko kan minder maak, dan moet dit mos 'n gesonde besigheidsmodel wees. Moenie 'n fout maak nie. Hierdie is nie die wondermiddel dat jy gaan nooit bankrot speel en jy gaan net altyd geld maak nie. Glad nie. Maar jy haal net die risiko bietjie uit jou besigheid uit. En ek dink dit is waarvoor ons streef. Johan, die grond is nog niet in jou bewaringslandbou praktyk, nee? Ja, Duncan, dis die paadjie skei eintlik nou uit die twee lande. Het altyd 'n draad heining geloop. Hierdie kant van die pad was tradisioneel ons skaaplande gewees. Hierdie kant is nou al seker so 10 jaar in die proses gewees. So hier's aansienlik meer kompos al opgebou in hierdie land en met dit is die stikstofinhoud in hierdie land, die natuurlike stikstof wat die grond self produseer, is baie hoër as aan hierdie kant. En dit is ook hoekom daar oesopbrengsverskil is tussen die twee lande. Hierdie land so 5 jaar in die proses. Interessant genoeg is dat elke jaar met oestyd dan doen hierdie land so halfton op 'n hektaar beter as wat hierdie land doen. Hierdie land se regstellings is gedoen, sy fosfate is reg, sy koolstowwe is reg, sy vermoë om vog vas te hou is baie beter as wat hierdie kant op hierdie stadium is. Daai grond gaan daar uitkom, maar dit gaan net 'n rukkie vat. Maar dis wonderlik om te weet dat die grond sy eie stikstof kan produseer, homself kan regtrek na sy natuurlike oorsprong soos hy veronderstel is om te wees. En dis hoekom ek weet ons is op die regte paadjie met die bedrywe waarmee ons besig is. Wat ek verstaan van bewaringsboerdery is om die grond en die natuur daar buitekant weer terug te kry in sy oorspronklike kondisie. Nie deur om te myn jaar in en jaar uit nie, maar om hom eintlik beter te kry as wat jy hom 'n jaar van tevore gekry het. Dis vir my bewaringsboerdery. As ek 'n 10 ton koringhoes afhaal en ek los niks in die grond oor nie, dan het ek verloor. Nie in rand en sent nie, maar ek het verloor in my boerdery. Ek gaan vir 5 of 10 of 20 of 25 jaar op die plaas wees as ek gesond bly, maar my kinders se kinders se kinders moet ook nog hier kan boer. En as ek nie hierdie praktyk doen nie, gaan hulle nie hier kan boer nie. As ek nou dink aan jou pa, julle was natuurlik groot op veeboerdery. Ja. Dit moes seker 'n verskriklike groot finansiële verlies gewees het om net alles te los en oor te skakel na die nuwe manier van boer. Ja, dit was moeilik om my besluite te maak, omdat ons groot skaapmanne was en verskriklik lief was vir die bedryf. Maar ek dink ons was in 'n mate gelukkig geweest dat ons 'n lekker gemengde boerdery gehad. So dis nie dat ons een ding heeltemal gelos het en splinternuut het begin het met anders nie. Dit was 'n geleidelike oorgang geweest wat dit makliker gemaak het. Maar daar was seker uitdagings wat ons net nie oor kon kom nie. Jy weet, reg rondom ons het wildsplase opgekom in die laaste 10 na 15 jaar toe. Wat pragtig is vir die publiek daar buitekant, dis lekker om die diere te sien. Vir ons was dit 'n massiewe uitdaging geweest. Die ongediertes het 60% van ons aandeel, jy weet, vernietig. So ons moes 'n besluit maak rondom dit. Die gesprek met my pa was 'n interessante een geweest. Die hektare wat ons nou basies aan ons diere afgestaan het, is basies vervang deur kontantgewas, deur graan. So dit was in die begin was dit baie moeilik geweest. Onthou jy vat daai kontantvloei uit jou besigheid uit en ewe skielik is dit 'n langtermyn ding waarvoor jy moet wag. En dit was moeilik geweest, maar ons ou regtig mooi gaan kyk het na die wolverkope, na die vleisverkope oor die laaste 10 jaar, hoe ons dit graag wil uitbrei, maar hoe dit eintlik stadig maar seker agteruit begin gaan het. Gelukkig was ons in die graanbedryf ook geweest in 'n baie mindere mate as wat ons nou is, maar dit was ons verskriklik lekker geweest om net aan te gaan met die graanbedryf, maar dit net na die volgende stapie toe te vat. Van 'n hektaar oogpunt af, maar ook van 'n praktyk oogpunt af. En met hierdie nuwe manier van boer, ek kan nie dink dat dit maklik sou kon gewees het nie. Hulle sê altyd 'n graanboer in die Mosselbaai distrik raak jy 'n ou man nie en ek besef dit. Ek besef dit al te goed. Dit is 'n stresvolle besigheid en daar is ongelooflik baie uitdagings, maar dis goedjies waarvoor ons kan sien. Jy weet, en dis 'n ou oop kop in hierdie ding ingaan en jy's bereid om te leer by ander mense en jy's bereid om foute te maak. Want onthou in hierdie bedryf en in hierdie praktyke, jy gaan foute maak. En ons probeer maar leer uit ons foute uit en ons probeer om nie weer dieselfde foute die jare na te maak. Ek dink die hele idee van bewaringslandbou gaan beteken dat ons, as ons dit reg kan toepas, en die hele pakket toepas, dat ons meer volhoubaar oor tyd gaan boer, so ons kinders se kinders sal eendag nog steeds kan boer. En dit dra alles by dat ons seker is dat ons oor 40, oor 50, oor 60 jaar, 100 jaar van nou nog steeds sal kos produseer in ons land vir ons mense. En ek dink dit is belangrik dat mense weet wat gebeur op 'n plaas. Dat hulle besef wat dit vat om 'n koringkorrel daar te sit.
Nico, ek verstaan dat julle kry julle koring by boere wat bewaringslandboupraktyke implementeer. Hoekom is daai so belangrik vir julle? Dankie, nee, ons koring word uitsluitlik net in die Suid-Kaap verbou waar ons boere in rondom ons gemeenskap is. Dit is van 'n radius van 'n paar kilometer. So dit help ons om te weet wie die koring verbou, waarvan dit kom en ook te vertrou waar ons grondstof vandaan kom. Jy moet ook weet wat is die voordele vir die verbruiker op die einde van die dag. So van grond tot mond is dit maar eintlik 'n gesonder en beter produk vir die verbruiker en die bakker. Absoluut, dankie. Dit is ons belangrik om die natuurlike produk op ons verbruikers se borde te kry en ook om hulle die opvoedkunde te gee oor waarvan af jou kos kom. En dit is die belangrikste vraag wat ons verbruiker nie altyd onsself afvra nie. Jy moet weet waarvan af jou kos kom, jy moet weet met wat se liefde dit gemaak word. Jy moet ook weet watter wetenskap agter dit ingesit word sodat ons kan kyk na ons liggame, kyk na ons siele. So is baie belangrik dat ons die verbruiker ingelig kry oor waaroor steengemaalde meel gaan en wat gesonde broodkultuur is. Ek dink die res van die land kan baie leer by wat hier gebeur en in Heidelberg ontstaan het. Bewaringsboerdery het die landbou skielik volhoubaar gemaak en saam met die volhoubare landbou het volhoubare verwante industrieë ontwikkel. Johan, ek het nou met my eie oë gesien hoe bewaringslandbou julle boerdery na hoër hoogtes geneem het. Maar wat sê, wat is die impak van bewaringslandboupraktyke op die streek en boere hier? Ek dink dit is 'n baie goeie vraag en ek dink dit is 'n interessante ene. Ek dink jy weet as die boeregemeenskap goed doen, dan doen die hele streek goed. Jy weet die skool doen goed. Jy weet die dorp doen goed, die bakkery doen goed. Die ou wat karre verkoop doen goed. Ek onthou as 'n klein seentjie het ek altyd skool toe gery en die lorries het rye en rye gestaan soos die mense koring geproduseer het. En hier in die 90's het dit heeltemal doodgeloop. En as jy kyk wat in die laaste 10 jaar gebeur het na die hektare wat weer geplant word in hierdie distrik, is dit ongelooflik om te sien hoe die uitbreiding kom. Bewaringsboerdery het hierdie streek weer hoop gegee. En dis vir ons lekker. Dis vir ons lekker om deel te wees van daai proses. Om weer hoop te gee vir mense in hierdie distrik, ja. Hy hoop wat jy van praat het, maar nou so versprei deur Swellendam, Riversdal, Albertinia. As jy nou vorentoe kyk, Johan, dink jy daai hoop kan verder versprei? Dink jy dit kan so ver versprei as die Karoo? Ek weet nie, ek het absoluut geen idee nie. Ek kan maar net praat vir my distrik en die distrik waarin ons is en een ding waarvan ek 100% seker is die feit dat in die ou dae het ons onsself teëgesit en ons wou teen die natuur beklei. En op hierdie stadium het ons geleer by ander mense, by 'n streek soos Swellendam om saam met die natuur te werk. Ons is heel waarskynlik nou waar Swellendam 10 jaar terug was. En ek dink elke streek leer maar so ietsie by die ander streek. Elke distrik het sy natuur wat hy moet leer ken en wat hy moet weet wat om te doen. En in plaas daarvan om teen die natuur te gaan, is om saam met die natuur te werk en dit gaan hopelik, soos wat dit in ons geval was, 'n baie positiewe reaksie kry op die gemeenskap. Ek dink nie dat hierdie boerdery, hierdie plaas nog in ons hande sou gewees het as ons nie verander het nie. En ek sien dit elke dag. Nie net in ons distrik nie, in alle distrikte. As jy nie by die tye bly nie, dan kan jy nie bly bestaan nie. Dis nie eenvoudig nie, glad nie. Die kopskuif wat 'n ou moet maak, die kapitale uitleg wat 'n ou moet maak, is ongelooflik belangrik. Maar begin klein en die sukses sal daarvan aanhardloop, sonder twyfel. Jou pa, as hy terugkyk na waar jy begin het, hy is seker verskriklik trots op wat jy hier bereik het, nee. Ek kan nou nie namens my pa praat nie, maar ek kan hom sien dat dis vir hom verskriklik lekker om deur die plaas te ry. Dis vir hom lekker om te sien hoe die grond verbeter het oor die laaste 15 jaar. Dis vir hom lekker om te sien hoe die winsgewendheid van die besigheid verbeter het, hoe die praktyke verbeter het. En weer eens, jy weet, hoe die natuur terugkom en terugdraai na sy oorspronklike plek toe waar ons hom graag wil hê. So ek kan dink dat hy is baie trots en baie tevrede met wat hy sien in die distrik, ja. Ek dink as 'n ou nou 20 jaar terug gaan,
En jy het daai tyd vir my pa gesê, dis hoe dit nou hier gaan werk. Dan sou hy vir jou gelag het. En ek dink, as ons nou 20 jaar in die toekoms kan insien, en iemand sê vir my hoe dit dan gaan werk, dan gaan ek ook seker vir hom lag. Maar dit is die lewe, dis tegnologie en dis hoe vinnig dinge verander. En boerdery verander nog vinniger. En die uitdaging is om te probeer bybly. Dis nie altyd moontlik nie. Maar weer eens, jy moet op jou plaas, in jou boerdery, die regte goeders kry wat vir jou belangrik is en wat jou boerdery vorentoe gaan vat. Hoe lyk die toekoms vir jou? Ek dink die dag as jy dink jy weet alles, is jy op 'n baie gevaarlike plek. Veral in die bedryf waarin ons is dit verander so vinnig. En elke jaar leer jy ietsie groots of ietsie kleins. Ons is in die laaste paar jaar deur moeilike tye, rekorddroogte op rekorddroogte. En 'n ou leer in daai tye. Dis die ding wat 'n ou slyp en dis die ding wat 'n ou vat na die volgende trapie. So ek is baie opgewonde vir die toekoms. Ek is opgewonde vir die praktyke, ek is opgewonde vir die bedryf. Ek sien ek gaan nie sê 'n maklike tyd wat voor lê nie, glad nie, maar 'n tyd wat ons weer gaan terugkom na die plekke waar ons moet wees met ons natuur en met ons boerderye. Ek glo regtig dat ons nie ons praktyke verander het nie, soos wat ons gedoen het nie. Sou hierdie nog steeds 'n 2 ton of 'n 1,5 ton area gewees het. En as die res van die wêreld presies dieselfde gedoen het, sou ons nie aan die behoeftes van mense kan voorsien nie. Mense in die wêreld raak al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer. En mense moet eet. Dis die enigste manier. Hulle moet eet. En as ons nie terugbeweeg as landbouers, as boere na die omgewing toe nie, gaan ons nie kan voorsien aan mense se behoeftes daar buitekant hê. Dis wat ek glo. Johan het 'n passie vir die omgewing, die aarde en sy gemeenskap. Jy kan dit hoor aan hoe hartstogtelik hy praat oor bewaringslandboupraktyke. Die praktyk het verskeie voordele vir sy gesin meegebring. Maar Johan besef dat elke plaas anders is. Wat vir die buurman werk, sal nie noodwendig vir jou werk nie. Ten spyte hiervan doen Johan moeite om van sy bure en die baanbrekers van bewaringslandbou te leer. Met boere soos hy is moeder aarde en die toekoms van landbou in Suid-Afrika beslis in goeie hande.